'n baie algemene vraag, wat heel dikwels gevra word, verrassing. Is dit reg of is dit verkeerd? Nou, daar's 'n baie eenvoudige en kort antwoord. Die Bybel gee nie vir ons 'n ja of 'n nee nie. Die Bybel sê nie ja of nee, dit is reg of dit is verkeerd nie. Daar is 'n verwysing in Levitikus, maar as jy dit reg lees, dan verstaan jy, dit gaan nie eintlik hier oor verrassing nie. Maar daar is tog iets wat interessant is. In 1 Samuel 31 vers 11 staan daar, toe die inwoners, dit gaan nou oor Saul en sy 2 seuns wat gedood is deur die Filistyne, en toe hulle liggame daar teen die stadsmure is hulle liggame opgehang. Toe die inwoners van Jabes en Gilead daarvan hoor wat die Filistyne aan Saul gedoen het al die dapper manne hulle gereed gemaak en die hele nag deurgetrek, en hulle het die lijk van Saul en die lyke van sy seuns van die muur van Betsan afgehaal en by Jabes gekom en dit daar verbrand. So, Saul en sy seuns is verbrand. Maar hulle het, toe hulle gebeente geneem, nadat hulle verbrand het hulle gebeente geneem en onder die tamarisk in Jabes begrawe. So, Saul en sy seuns is verbrand en begrawe. Openbaring 20 het 'n interessante teksvers, en die see die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel volgens hulle werke. So, waar is jou graf? Dis nie noodwendig 'n bepaalde stukkie grond iewers in 'n begrafplaas nie. Baie mense se graf is in die see. Hoeveel mense het in die see omgekom? Hoeveel skepe het vergaan? Hoeveel mense is deur haie opgeëet? So hier kom nou 'n kritiese vraag. Wat gaan van daai mense word? Wat het van hulle oorgebly? Waar is hulle as? Ek het 'n vriend gehad wat in 'n hoogoond geval het by Iskor. Iets in die 20.000 grade Celsius. Wat het van my vriend Pieter geword? Waar is hy? Wat het oorgebly van hom? Niks. So wat is die antwoord? Die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. Hoe het hy die aarde geformeer? Uit niks. Met ander woorde, God wat uit niks geskape het nie, wat gesê het, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Alles is stof en alles keer tot stof terug. Die Skepper God gaan weer uit die stof herskep, al is daar niks, tot sy eer. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste was hy.